Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. So in die begin van 'n nuwe dag, buig ons in aanbidding voor die Here en mag die Here vanmôre ons harte open vir sy woord. Dankie dat U by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Matteus 18 vers 22 en 23. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Die Here Jesus Christus kom leer sy disippels oor vergifnis. Elke kind van die Here moet vergifnis in sy lewe kan toepas. Daar is baie mense wat baie lelike goed aan ander mense doen en mense in die proses geweldig seermaak. Sonde is ook iets wat mense baie seermaak en uiteindelik soveel skade en hartseer in mense se lewens kan veroorsaak. Kinders van die Here mag nooit 'n hardheid in die hart ontwikkel nie. Ons moet kan vergewe. Die Here Jesus Christus het vir ons die volmaakte voorbeeld kom stel. Hy het vergewe. Ja, selfs aan die kruis, toe hy vasgespijker is en in die laaste paar oomblikke van sy lewe daar in pyn en lyding moes hang, het hy tot sy Vader gebid: Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergifnis is 'n baie belangrike deel van enige Christen se lewe. Wanneer ons vergewe, dan laat ons dit gaan. Ek laat dit los. Ek gaan nie slegte gedagtes koester nie. Ek gaan nie my hart verhard teenoor ander mense nie. Want indien ek dit wel gaan doen, veroorsaak dit bitterheid in my eie lewe. Dan veroorsaak dit net nog meer seer en ongelukkigheid. En kan ek nooit by die punt van vrede in my lewe kom nie. Ons kan nie met 'n gesindheid van haat in ons lewe rondloop nie. Dis nie die wil van die Here vir sy kinders nie. Die Here Jesus sê vanmôre vir ons hier in ons teks, dat ons 70 maal 7 keer moet vergewe. Dit gaan nie oor 'n hoeveelheid nie, maar oor male sonder taal. Keer op keer moet ek en jy ander kan vergewe. Ons moet ander kan vergewe, omdat ons weet, die Here Jesus Christus ons vergewe het. Ja, broeder en suster, want ons almal staan skuldig voor die Here. Hoeveel keer het ons nie teen die Here oortree nie? Hoeveel keer was ons nie ongehoorsaam nie? Hoeveel keer het ons nie opdragte uitgevoer nie, en selfs die Here Jesus verraai nie? Jesus se eie disippels het dit selfs gedoen. Maar Jesus kom leer ons dat ons moet vergewe, omdat hy ons vergewe het. Spreek ander mense vry, hulle wat teenoor jou oortreed. Dit gaan groot vrede in jou hart bring, en 'n lewe van geluk. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy bitterheid ronddra, wat jou hele lewe gaan vergiftig, en dit gaan jou baie ongelukkig in jou lewe maak. Kom ons luister na Jesus se woorde vanmôre en ons volg ook sy voorbeeld. Laat ons ander mense vergewe, omdat God ons vergewe het. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag U naam kan aanroep in gebed en vanuit U woord saam kan lees. Ons prys U naam want U is goed. En ons loof U vir alles wat U vir ons doen en beteken elke dag. Ons het hierdie nuwe dag uit U hand ontvang uit genade. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir U woord, wat U aan ons gee as die lig vir ons pad, om U waarheid aan ons bekend te maak. Laat ons in U woord van harte glo en dit gaan uitleef. Dankie vir die vergifnis wat Jesus Christus ons kom bring het. En dat hy volkome kom betaal het ook vir al ons sondes aan die kruis.
ons is vrygespreek. Laat ons ook ander mense vryspreek en vergewe. Laat ons nie bitterheid ronddra nie. Help ons, Here, om so te lewe deur die Heilige Gees. Seën vir ons hierdie mooi dag en voorsien vir ons in alles om van te lewe. In Jesus naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.